Ons is nou in koninkrykstyd. Dis die tyd tussen Pinkster waar ons gedink oor die uitstorting van die Gees, die werk van die Heilige Gees, en Advent waarin ons dink oor Christus se eerste koms, maar ook sy terugkeer na die aarde toe. En hierdie hele tyd gaan dit eintlik oor die koninkryk van God. Oor hoe God se koninkryk kom in Christus, hoe dit kom deur die werk van die Heilige Gees, hoe ons die belofte het dat die koninkryk eendag in volheid sal kom. Wanneer Christus sal regeer en elke knie sal buig en elkeen sal erken Jesus is die Here tot eer van God die Vader. In hierdie koninkrykstyd is dit daarom ook 'n goeie tyd om te dink oor konings, oor leiers. Elkeen van ons nou miskien nie konings nie, maar elkeen van ons is op 'n manier eers 'n leier. Jy oefen invloed uit, jy het 'n bepaalde posisie, jy kan dinge gedoen kry. Die vraag is, watter soort leier is jy? En die vraag is of die manier waarop ons leierskap uitoefen regtig God se wil weerspieël. En om so 'n bietjie verder te dink oor hierdie vraag, gaan ons kyk na die konings van die Ou Testament oor die volgende paar weke. Konings wat meestal maar misluk het, maar konings wat tog uiteindelik ook deel was van God se pad met sy mense op pad na Jesus Christus, die ware koning toe. So vandag begin ons by 1 Samuel 8, waar die volk vir Samuel kom vra vir 'n koning. Op hierdie punt het die volk nie 'n koning nie. Hulle het met rigters gewerk, met ander woorde, elke keer as daar probleme kom, het die Here iemand geroep om hulle te lei vir 'n tyd, en dan het hulle nou maar weer aangegaan, en baie keer het elkeen maar gedoen wat goed is in sy eie oë, baie keer het dit baie sleg gegaan met hulle. Maar Samuel was nou verlang 'n rigter en hy was 'n goeie rigter, maar die volk het besluit genoeg is genoeg. Hulle wil nie meer rigters hê nie, hulle wil nou 'n koning hê. So kom ons luister na die verhaal. Toe Samuel oud geword het hy sy seuns as rigters oor Israel aangestel. Sy eerstgeborene seun se naam was Joel en sy tweede seun se naam was Abia. Hulle was rigters in Berseba. Sy seuns het egter nie in sy voetspore gevolg nie. Hulle was uit op winsbejag en het omkoopgeskenke aanvaar en die reg verdraai. Al die oudstes van Israel het toe byeengekom en na Samuel in Rama gegaan. Hulle het vir hom gesê, kyk, u het oud geword en die seuns volg nie in die voetspore nie. Stel dan vir ons 'n koning aan om ons te rig, soos dit by al die nasies is. Dit was egter verkeerd in die oë van Samuel dat hulle gesê het, gee vir ons 'n koning om ons te rig. Samuel het toe tot die Here gebid. Die Here het vir Samuel gesê, luister na die volk en alles wat hulle vir jou sê, want dit is nie jou wat hulle verwerp nie, maar my wat hulle verwerp het om oor hulle koning te wees. Dit stem ooreen met al die dade wat hulle gedoen het van die dag dat ek hulle uit Egipte laat optrek het tot vandag toe. Hulle het my verlaat en ander gode gedien. Presies so maak hulle nou ook met jou. Luister dan nou na hulle, maar jy moet hulle net ernstig waarsku en aan hulle die regte verduidelik van die koning wat oor hulle gaan regeer. Samuel het al die woorde van die Here oorgedra aan die volk wat vir hom 'n koning gevra het. Hy het gesê, dit sal die regte van die koning wees wat oor julle gaan regeer. Julle seuns sal hy vat en hulle vir hom aanstel om by sy strydwa en perde. Hulle sal voor sy strydwa uit moet hardloop. Hy sal hulle vir hom aanstel as aanvoerders oor 1000 en aanvoerders oor 50, om sy ploegland te poeg, sy oes in te samel en om toerusting vir sy oorloë en vir sy strydwaans te maak. Julle dogters sal hy vat as salfmengers en as kokke en bakkers. Julle beste landerye, wingerde en olyfbode sal hy vat en aan sy amptenare gee. Van julle graanoes en wingerdoes sal hy 'n tiende vat en vir sy paleisamptenare en dienaars gee. Julle slawe en slavinne, die keur van julle jong manne en donkies sal hy vat vir sy eie werk gebruik. Van julle kleinvee sal hy 'n tiende vat, julle self sal sy slawe wees. Julle sal op daardie dag om hulp roep oor julle koning wat vir julle verkies het, maar die Here sal julle op daardie dag nie hoor nie. Die volk het egter geweier om na Samuel te luister. Nee, het hulle gesê, maar daar moet 'n koning oor ons wees. Ons wil ook soos al die nasies wees. Ons koning moet oor ons regeer, hy moet vir ons uittrek en ons oorloë vir ons voer. Samuel het na al die woorde van die volk geluister en dit aan die Here voorgelê. Die Here het vir Samuel gesê, luister na hulle en stel vir hulle 'n koning aan. Samuel het daarna vir die mense van Israel gesê, gaan elkeen dan nou na sy stad toe. So Israel sit met 'n probleem, eintlik met 'n dubbele probleem. Die een is die probleem van hulle sisteem. Hierdie ding dat hulle eintlik
meestal nie vaste leiers het nie, maar die Here bring elke keer weer 'n rigter. Hy stel 'n rigter aan en die rigter lei hulle dan vir 'n rukkie en dan kom daar weer 'n ander rigter. Daar's nie eintlik struktuur, daar's nie eintlik orde in hulle samelewing nie. So hulle het 'n sisteemprobleem. Hulle het moeg geraak vir hierdie sisteem, het voel vir hulle dit werk nie. Die ander probleem wat hulle het, is die mense wat in die sisteem was. Solank as wat daar goeie mense in 'n sisteem is, gaan dit goed. En solank as wat Samuel 'n rigter was, het dit goed gegaan. Maar nou het Samuel oud geword en Samuel het sy seuns as rigters aangestel. Met ander woorde, dis nie die Here wat hulle gekies het nie, maar Samuel wat besluit het sy seuns moet nou maar rigters wees. En sy seuns is korrup. Hulle vat omkoopgeskenke. Hulle verdraai die reg. Hulle sorg net vir hulle self. Hulle is nie Samuel nie. Hulle loop nie in Samuel se voetspore nie. So die volk het 'n probleem met die sisteem, maar hulle het ook 'n probleem as Samuel nou doodgaan met die mense in die sisteem. En ek dink dis 'n probleem wat ons maar weer en weer in ons lewe het. Sê nou maar ons kan in die land 'n probleem hê met die politieke sisteem en jy kan dink maar dit en dit en dit is nie reg nie, dit werk nie, dit gee nie regtig vir ons 'n goeie samelewing nie. Of jy kan probleme hê met die mense binne die sisteem en jy kan sê maar die mense wat in die sisteem is, hulle is nie besig om te doen wat ons wil hê hulle moet doen nie. Hulle is nie goeie leiers nie. Veral as jy sit met goed soos korrupsie en oneerlikheid en so aan, dan kan jy in opstand kom teen die mense in die sisteem, die mense wat veronderstel is om leiding te gee. Maar dit kan op 'n kleiner skaal ook gebeur. Dat jy sê nou maar in die kerk of by jy werk vir die sisteem werk nie, of die mense in die sisteem werk nie. Nou as ons met daai soort van probleem sit, as jy selfs in jou eie lewe met die probleem sit dat jy voel maar goed werk nie en dinge loop nie soos dit moet nie, dan soek jy natuurlik vir 'n oplossing. Niemand wil mos in 'n probleem bly nie. En dis wat die oudstes van Israel nou doen. Hulle is die soort van leiers van Israel. Hulle kom na Samuel toe en hulle sê ons sien die probleem, maar ons het 'n oplossing. Wat is hulle oplossing? Oplossing 1, kom ons verander die sisteem. Kom ons verander die sisteem. Kom ons kry ook vir ons 'n koning, soos die nasies rondom, want 'n koning sal stabiliteit gee, 'n koning sal sy seuns oplei, sy seuns sal hom opvolg, ons sal stabiliteit kan kry deur 'n koning. En die belangrike ding vir hulle, die koning sal vir ons oorlog kan lei in ons oorlog, want Israel is maar die hele tyd in 'n bestaanstryd gewikkel. En hulle sê die koning sal ons oorlog vir ons beklei. Dit maak Samuel baie hartseer. Miskien omdat hy persoonlik verwerp voel. Dit is baie duidelik dat die Here hom amper wil troos en vir hom sê, maar Samuel, dit gaan nie oor jou nie. Miskien omdat hy self besef sy seuns kom nie die mas op nie, sy seuns loop nie die regte pad nie, en dit moet ook vir hom swaar wees, want dit het hy as kind belewe met Eli en Eli se seuns. Dis 'n probleem wat weer en weer kom. So miskien voel hy seer gemaak oor sy seuns, teleurgesteld in sy seuns, maar ten diepste is Samuel hartseer, omdat dit vir hom voel, die volk vertrou nie die Here nie. Die volk wil nou hulle eie pad loop, hulle wil hulle eie oplossing soek. Hulle vra nie vir die Here nie, hulle kom sê wat hulle wil hê, hulle vertrou nie op die Here nie. Maar Samuel, dink ek, sien ook die probleem met die oplossing. Hulle oplossing is, kom ons kry 'n koning. Kom ons verander die sisteem, kom ons kry iemand anders in die sisteem. Samuel weet dat dit vir hulle nog groter probleme gaan gee. Want 'n koning is iemand wat meer mag het as wat 'n gewone rigter het. En hoe meer mag jy gee vir iemand, hoe groter is die kans dat daai persoon die mag kan misbruik. Dis die probleem met die probleem. Jy gee mag aan iemand om 'n probleem op te los. Dis hoekom mense baie keer nou ook weer lyk dit vir my in die wêreld, wanneer dinge moeilik begin gaan, dan sê hulle maar ons moet nou 'n sterk leier kry en ons moet daai leier baie mag gee en daai leier moet kan doen wat hy wil, want net 'n sterk leier sal ons uit hierdie gemorsheid kan kry. Die probleem is, mense bly mense. Die probleem is, jy gee vir iemand die mag in die hoop dat hy goed sal doen daarmee, maar uiteindelik doen hy kwaad daarmee. Uiteindelik kan hy vir jou groot ellende maak. En dit is dan wat die Here vir Samuel sê. Waarsku die volk, dat hulle die probleem met hulle oplossing sien. Dat hulle nie net dink hulle het 'n oplossing vir hulle probleem nie, maar dat hulle probleem sien in die oplossing. En daar is iets baie
mooi vir my in hierdie verhaal, wat presies sê wat gebeur in sulke situasies. Samuel waarsku die mense. Hy sê vir hulle, weet julle wat gaan hierdie koning doen? Hy gaan vat en vat en vat en vat. Julle dink hy gaan die mag gebruik om vir julle te sorg, maar hy gaan sy mag gebruik om te vat by julle. En hy gaan van julle verwag om sy oorloë te beklei. En dan later dan sê die volk, nee, maar ons moet 'n koning hê. Hoekom? Want ons wil hê die koning moet ons oorloë beklei. Dit is my laat dink, dit gebeur in die politiek, né? Ons stem vir mense want ons wil hê hulle moet ons oorloë beklei. Hulle moet, en nou praat ek nie net van letterlike oorloë nie, lewe is mos maar 'n stryd. En ons verwag half hierdie ouens moet ons stryd vir ons voer. Hulle moet die oplossings kry en so aan. Maar dan stemme mense hulle in en wat dan baie keer gebeur. Dan wil hulle ons gebruik om hulle oorloë te beklei. Hulle wil ons stembus toe kry sodat hulle aan die bewind kan bly. Hulle wil ons kry om hulle te ondersteun sodat hulle kan doen wat hulle wil. Maar dit gaan vir hulle om hulle self. Want hulle is ook nog steeds mense. Daarom is 'n verandering wat net gaan oor ons verander die stelsel. Of ons kry ander mense. Help ons niks as mense nie verander nie. En ek dink dit is die groot uitdaging vir ons. Of jy nou dink aan iets wat in jou huis moet verander, en of jy dink aan iets in die kerk wat moet verander, of jy dink aan iets in die samelewing of by die werk wat moet verander, ons wil meestal hê dinge moet verander sonder dat ons verander. En daarom soek ons nuwe sisteme en ons soek ander mense en ons dink sê nou maar in die gemeente as ons nou maar net 'n ander kerkraad, 'n ander dominee, 'n ander dit kry, dan sal dinge beter loop. Ons soek ons oplossing in hierdie tipe dinge. Maar ons wil dikwels nie self verander nie. Ons soek iemand om ons oorloë vir ons te beklei. En ons dink nie daaraan dat as ons vir daai iemand gekry het, dan gaan hy maar sy eie oorlog beklei en hy gaan ons gebruik eerder as wat ons hom gebruik nie. Want mense bly mense. En die vraag uiteindelik is nie of ons dinge kan verander nie, maar of ons self bereid is om te verander. Of ons bereid is om die Here te vertrou, want dis waaroor al die koningsverhale gaan. Waar vertrou ons uiteindelik? Vertrou ons op ons sisteme? Vertrou ons daarop om dinge te doen soos ander mense doen? Ons kyk na ander mense se resepte. Vertrou ons op sekere mense? Hierdie ou is indrukwekkend, daai ou lyk vir ons goed. Of vertrou ons op die Here? Selfs in 'n mens se eie lewe. Vertrou ek op wat ek kan doen of vertrou ek op die Here? En as ek op die Here vertrou en die Here vra van my om te verander, voordat ek dinge verander, om self te verander, is ek dan bereid om te verander. Ek wil net 'n laaste gedagte uitlig. 'n Mens kan vra, waarmee is die Here hier besig? Die volk is op die punt om 'n rampspoedige keuse te maak. Dis 'n keuse wat hulle op die ou ende baie ellende op die hals gaan haal, want hulle gaan 'n paar goeie konings kry hier en daar, maar die meeste van die konings gaan absolute skarmankels wees. Hulle maak 'n verkeerde keuse. En die Here sê vir Samuel, laat hulle toe om daardie keuse te maak. Die Here laat hulle toe om daardie keuse te maak. Die Here laat hulle toe om daardie pad te loop. Nou as 'n mens vra, hoekom doen die Here dit? Dan is dit omdat God ons gemaak het met 'n verantwoordelikheid. Omdat God ons 'n sekere terrein gee waar ons verantwoordelikheid moet uitoefen. En dat God daarom ook vir ons ruimte gee om ons keuses te maak en ons foute te maak. Dis die een kant. God respekteer ons menswees wat hy vir ons gegee het. God respekteer ons reg om te kies, ook om verkeerde keuses te maak. Maar die belangrike ding in hierdie verhaal is, dat God ons uiteindelik nie oorlaat aan ons keuses nie. Dat hy hierdie rampspoedige keuses wat Israel maak, gaan vat om hulle uiteindelik te bring by die koms van sy seun Jesus Christus, die seun van Dawid, die ware koning. En dat hy in Christus vir ons die koning stuur wat hy vir ons bedoel. En dat hy uiteindelik vir ons sê, Christus is die een wat julle sal lei op die regte pad. Nou kom ek weer terug by die vraag. As Christus dan die ware koning is, 'n koning wat so anders is as die konings na wie ons die volgende paar weke gaan kyk, is ons bereid om, maak nie saak hoe die stelsel lyk, maak nie saak hoe die mense lyk nie, is ons bereid om vir die Here te sê, Here, verander my so, dat ek die pad van Christus loop. Nie die pad van al die mense rondom my nie die pad wat vir my lyk asof dit my probleme gaan oplos nie, maar die pad wat Christus vir my aangewys het. Maak my bereid, verander my, sodat ek werklik Christus se pad loop. Kom ons bid om die seën van die Here.
Mag die Here voor jou uitgaan om jou die pad vir jou gelyk te maak. Mag hy langs jou bly om jou op die regte pad te lei. Mag hy agter jou wees om jou te bewaar teen die aanvalle van die bose. Mag sy hande oor jou wees om jou te beskerm en sy arms onder jou om jou te dra. En mag hy deur sy gees in jou wees om jou te lei op sy pad en jou te verander sodat jy die regte pad kan loop. Amen.